en dankie dat julle ingeskakel het by Ongefilter. Ons is in gesprek vandag met Estie Gross en sy sit hier oorkant my en sy lyk pragtig en vars en fleurig op 'n tamelike koue wintersoggend. Dankie Estie. Is altyd vir my lekker, Anina, om met jou te gesels en die winter het ook sy eie bekoring. Dit het inderdaad hoor. Ek moet vir jou sê dit hou vir my op my tone. Koue tone. Koue tone, yskoue tone. Weet jy, ek is so bly dat jy het fisies die moeite gedoen om vanoggend hier na die ateljee toe te ry en dit is altyd lekker as jy iemand het wat teenoor jou sit. Ek dink dit is soos 'n gehoor wat fisies voor jou sit, nee. Jy kry die energie van die mense. En dis net 'n lekker kuier en die gasvryheid wat altyd hier is by julle. Dankie vir hierdie pragtige blomme. Plesier. Estie, ek hoef jou nie bekend te stel nie, maar vir die mense wat nou nog nie weet nie, jy is volksbesit. Jy dis 'n groot woord daardie nodig nie. Jy's 'n formidabele multitalentvolle vrou. Ek gaan nou hierso lees wat ek neergeskryf het, luisteraars, want dit is vir my eenvoudig te veel om te onthou. Julle sal vir Estie ken as 'n welbekende omroeper by Pretoria FM. En jy sal 'n hele paar jaar by hulle, nê? Ja, ek was vir 9 jaar by die SAIK, RSG en ek seker nou vir so 3 jaar by Pretoria FM ook. Dis wonderlik. En daar bied jy natuurlik programme aan soos Impak, nê? WNDK, wat's nie dis klassiek. En jy het onder meer ook vele toekennings vir jou bydrae tot Afrikaanse media as omroeper, spesifiek vir jou program Klankkoerant. Ek is reg, nê? Jy moet my reg help hier as ek spoorbuister raak. Ja, dit was die laatmiddagprogram gewees en dit is toe vir beste drive time presenter soos hulle dit stel, so huis toe gaan aanbieder of hoe ons dit ook al wil vertel. Ja. En dan is ek ook onlangs nou verskuif na Impak toe tussen 1 en 2 wat ook 'n nuus en aktualiteitsinvalhoek het wat ek die anker is en ek is baie dankbaar dat ek daar benoem is as nuus en aktualiteitsaanbieder. Dit is 'n behoorlike mondvol Estie, maar ek kom net nou by die vraag wat ek wil vra nadat ek nou hierdie sin gesê het, want jy's 'n nuusleser soos jy nou net gesê het. Programsamesteller, rubriekskrywer, outeur, liedjieskrywer, sanger en jy is 'n gasspreker ook. Hoe doen jy dit alles? Hoe hanteer jy jou tydsbestuur met hierdie ongelooflike druk besige dagboek? Anina, ek wens ek kon vir jou sê maklik. Ek wil leer by jou. Maar dit is 'n uitdaging. Ek leer op hierdie stadium om stadiger en stiller te leef. Want ek dink in ons samelewing en baie keer in ons groot word het ons baie status daaraan geheg of waarde van jouself om besig te wees die heeltyd. En ek is nou in 'n ander tydvak in my lewe wat ek steeds al hierdie liefdes van my wil uitleef, maar toenemend vir myself ook tyd maak om stil te word en te dink waar ek my tyd, wat die Here vir my gegee het op hierdie aarde, wil belê. Waarin wil ek dit belê en hoe wil ek daardie tyd spandeer? Ek verlede jaar is my ma baie ewe skielik oorlede op die ouderdom van 62. Jo, dis nog jonk, nê? Baie jonk en baie skielik gewees en ek glo 'n helingsproses is werklik waar 'n proses. Ek gaan nog elke dag daardeur en ek het nog my dae van ongeloof en ongelooflik, ek wil omtrent nooit daai woord in my woordeskat gebruik nie, maar amper ondraaglike pyn van verlange. So daardie proses is nog met my. Maar die groot lewensles wat ek by my ma geleer het, is hoe sy haar lewe geleef het. Sy het doelbewus besluit om 'n rustige lewe te hê. Sy het in haar 30's besluit om op te hou met onderwys en te fokus op haar kunsklasse wat sy gegee het vir mense. Sy het baie suksesvolle skilder geword, betrokke geraak by omgewingsbewaring in die gemeenskap en met haar lewensviering was dit vir my so simbolies. Sy het ook bekend geword vir haar stoeltjies wat sy geskilder het. En daar was nie genoeg stoele vir die hoeveelheid mense wat daar wou wees om hulde te bring aan die vrou wat so diep spore getrap het in haar gemeenskap nie.
En ek dink die groot rede daarvoor was, sy was nie ryk nie, maar sy het genoeg gehad. Die groot ding wat my ma gehad het, is sy het besluit om tyd in haar lewe te hê. Tyd vir haar vriende, tyd vir haar familie en tyd vir haar liefdes. En dit het my lewensuitkyk baie verander. My ingrypend anders laat kyk na hoe ek wil leef. Dis ongelooflike waarhede wat jy nou aangeraak het, Estie. Daai innerlike stil word. En ek dink baie keer dat as ons nou praat, kom ons sê maar in aanhalingstekens die woord ryk, wat jy nou so pas gebruik het. Om op 'n eksterne vlak rykdom te weerspieël, beteken dit nie dat jy ryk is nie. Innerlike rykdom, wat jy nou van gepraat het, dit is die ware rykdom. As mens die innerlike vrede en daai kalmte en rus het, waarop jy doelbewus besluit het, want ek stem saam, dit is amper 'n modewoord deesdae om te sê, ek is so besig en my dagboek is so vol. Ja, en daardie lysie wat jy daar gelees het van oor net wat doen jy alles. En ek dink ons samelewing het nodig om baie waardering te hê vir die doenlysie wat die Here vir ons hier op aarde gee en die talente wat hy vir ons daarmee gee. Maar ook stil te word en net onthou, wat is my identiteit in Jesus Christus? Ja. En wie is ek? Dis hy. En dit is belangriker as enige iets anders. Absoluut. Want as ons gaan vasgevang raak in al hierdie titels en talente, verloor ons onsself. Met die dat ek deur 'n traumatiese tyd is en ek 'n sielkundige gaan sien het om my te help met die trauma te verwerk, is een van die sinne op hierdie pad wat by my bly. Toe ek vir haar vra, maar dit was ons nog voor my ma se afsterwe, waarom sit ek hier? Alles in my lewe is dan goed, dit lyk dan goed. Waarom sit ek dan nou met hierdie angs of waartoe ek nou gaan? En sy het gesê, miskien is jy hier om gedeeltes van jouself terug te roep. Dis mooi, nee. En ek dink ons moet toenemend meer tyd maak daarvoor, in hierdie warrelwind van 'n bestaan. Ja. En om niks te doen nie, is nie niks nie. Absoluut. Iemand het eendag gesê, ek gaan nou die Engels gebruik, ons is human beings. Ja. Ons is nie human doings nie. Ja. En ek gesels nou die dag, hoor ek 'n storie van predikante en leraars, en hoeveel van hulle is op die punt van uitbranding. Nee. En dan kan jy nie meer jou roeping uitleef nie. Jy kan nie, jou bekertjie is nie meer vol nie. Daai bekertjie kan nie weer en weer vol gemaak word nie. Iemand het dit ook al vir my verduidelik, uitbranding, dat dit soos 'n tou is, wat al hoe dunner en dunner word. En dan kan daar 'n dag kom, wat daardie tou breek. Ja. So, waar die Here sê, ons liggaam is 'n tempel, gaan dit ook oor daardie respek vir ons eie gesondheid en tyd. Absoluut. En dit bring 'n rustigheid oor 'n mens. Ja, ek kan dit sien in jou. Dit straal uit jou uit. Jy weet, ek het eers gelees oor jou in my voorbereiding voor ek met jou praat. Ek was bietjie op my senuwees. Toe kom ek af op hierdie skrif wat jy aangehaal het en dis Matteus 22:23. Ek het dit nou hier in Engels, ongelukkig, jammer luisteraars. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your mind. As ek so na jou luister en dit is, ek dink is die tweede keer dat ek en jy so in gesprek is met mekaar, daar straal uit jou lewe uit 'n rustigheid en 'n sentraliteit van Christus. Dankie Anina. En dit is nogal 'n skaars ding wat mense daar buite kry. Sou jy sê dat jou konstante stroom van kreatiwiteit daar gesetel is? Ek dink dit is vir my in die alledaagse verhouding met God is vir my deel van my elke dag. Ek bid wanneer dit op my hart gelê is. Daar is nie baie moeds in my lewe ingewerk nie, maar meer 'n ingesteldheid teenoor God. En ek weet wat die Here se hart vir my is. En wat ek graag bid is om vir die Here te vra om my hart se bedoelings te deursoek.
wanneer ek iets doen, uit watter bron kom dit? Hoe lyk my hart? Is dit in U wil? En dit is my enigste vraag aan die Here. Verder glo ek regtig ons moet in vryheid leef. Ja. En onsself minder bind aan die moets en die moenies nie. Want dit wat reg en verkeerd is, het die Here in ons hart geskryf. En weet jy, as jy in verhouding is met hom. Mens weet beslis hoor. Ja. Mens weet beslis. Daar gaan ergens daai stemmetjie met jou gesels. En dit is ook die Heilige Gees wat 'n mens lei en die intuïsie wat hy vir mens gegee het in omstandighede. Wat mens vra, maak my sensitief. Wat moet ek in hierdie vertrek leer? Want daar so 'n gesegde wat ek net iewers raak gehoor het wat sê ons lewe bestaan uit 'n reeks kamers en die mense in daardie kamers, daardie oomblikke wat ons deel met 'n mens in 'n vertrek. Dit is ons lewe. Dit bestaan uit verskillende vertrekke. Dit is baie mooi. So hier's waarde in hierdie vertrek. Daar's waarde in elke vertrek waar jy instap. Ja. En natuurlik die vertrekke wat ons bereik deur hierdie lugweë. Nee, baie keer dan weet ons nie eers daarvan nie, maar ergens word iemand se hart aangeraak en dit gebeur natuurlik ook met elke lied wat jy skryf. Die kreatiwiteit wat die Here vir jou gegee het. Daarvoor is ek baie dankbaar. As ek 'n lied klaar geskryf het, dan sê ek vir die Here dankie. Wat hiermee gebeur met hierdie lied is in sy hande. Hoe weet jy wanneer hy klaar is? Of los jy hom vir 'n rukkie en dan na 'n paar weke dan vat jy hom weer en doen nog iets in hom? Dit is 'n moeilike vraag eerder. Ekskuus hoor. Nie 'n vreemde vraag nie, maar 'n moeilike vraag want jy weet net. Ek weet daar's 'n voltooidheid in jou. Daar's 'n voltooidheid in jou. Okay. En wanneer ek hom klaar geskryf het, dan gaan ek na die vervaardiger toe ook. Gideon Botha saam met wie ek al baie gewerk het. Ja. En hy het weer sy insette wat vir die lied diepte gee en rykheid. So ek skryf die musiek en lirieke, maar hy is grootliks betrokke by die verwerking van my musiek en ook by die musiek. So ek bring my lirieke en my wysie, my melodie en my gedagtes en dan is dit so samewerking met die vervaardiger. Dis 'n groot blessing, is baie lekker as mens so saam met iemand kan werk en kreatiewe idees met mekaar kan deel. En dit is wat so goed is as mense in die koninkryk is en jy respekteer elke persoon vir die talent wat hy gekry het. Amen, absoluut. Gideon is 'n vervaardiger 1000. Ja. En laat hom die vervaardiger wees. Ja. As jy weet wat jou sterkpunt is, fokus op daardie sterkpunt. En so help ons mekaar om mekaar se roepings uit te leef. Ek hou daarvan. Ek wil hê jy moet met ons gesels oor die deur, want dit is 'n lied wat vir my hier in my binneste van my binnehart aangryp, nê, en die eerste woorde van niemand weet waar die wind ons heen kan neem nie. En ons woorde in ewigheid saam kan bind nie. Maar jy het die rukwind in my kom stil maak. Praat met ons oor daai lied. Ek het die lied begin skryf in 'n diep soeke in myself om vas te stel wat liefde werklik is. En liefde en verhoudings is nie gewaarborg nie. Daar's 'n wysgeer ook, die se naam het ek nou ook vergeet. Maar die wysgeer het gesê, alles wat van waarde is weerbaar, weerloos. En dit is ook so met die liefde. So niemand weet waarheen die lewe ons neem nie. Maar daardie persoon bring daardie stilte in jou en veiligheid en verhouding. En ek het lank geskryf van hierdie liedjie. En ek het besef met die afsterwe van my ma dat sy daardie persoon was wat vir my gewys het hoe liefde lyk. Wanneer die deur altyd oop is. Wanneer jy die deur oopmaak en sê kom dogter, ek het die ketel aangesit, die tee wag. Pragtig. Dis die ding wat jy die meeste mis as jy daar stop by die huis vir die eerste keer. En sy kom nie by die deur uit nie. Maar wat dit my leer is dis my begeerte dat ons vir mekaar die deur sal oophou. Dat ons
daardie liefde sal hê in ons vir ons medemens wat sê, maak nie saak hoe jy vandag voel nie, of jy die beste weergawe is van jouself en of jou brose weergawe is nie, by my is jy altyd welkom en by my is die deur oop, want dit is ware liefde. En ek dank my ma vir daardie nalatenskap, dat sy my so lief het, dat dit iets is, dat dit 'n nalatenskap is wat ek kan voortleef en deel maak van my lewe. Want ek dink jy kan werklik eers verstaan hoe om ander mense lief te hê wanneer jy te volle en volkome lief gehad was of is. Dit is so. Jy weet, ek vind dit ook in my eie lewe dat baie dikwels kom hierdie groter beseffenis van 'n menslike liefde hier op aarde, dit wat ons ervaar as liefde, agape, noem dit nou maar agape, eers deur 'n groot verlies. Dis asof daar 'n groter ruimte binne ons geskep word, nie waar nie? En 'n dieper besef van waaroor alles gaan. Ja. En ek het in die eerste ruk van die rouproses C.S. Lewis se boek gelees, Grief Observed. En ek het minder alleen gevoel. Ek het regtig gevoel asof ander mense, hier is hierdie skeidslyn tussen hulle en hierdie lewe met wolke en son om hulle. Ja. En ek is heeltemal verwyder van hulle bestaan. Ja. Ek kan nie met dit identifiseer as 'n kollega ongelukkig is oor iets klein of so nie, want ek my wêreld het so pas ineengestort. Ja. So dit is vir my Ja. of as iemand kla oor die verkeer, kom ons doen dit nou maar so. Ja, dis 'n onbenulligheid, is nee. net soos van ek verstaan jou nou glad nie. Ja. Want ek is besig en ek woon op 'n heel ander plek. Ja. En daardie boek van C.S. Lewis het nogal net vir my baie begrip gegee oor daardie plek wat 'n mens besoek. En dit laat jou dieper vra oor hoe spandeer ek my tyd op hierdie aarde? En ek dink is 'n baie belangrike vraag wat ons moet vra. Absoluut. En wanneer is genoeg byvoeglike naamwoorde agter jou naam ook genoeg? Ja. Wat jy net jouself kan wees. Dit is so, en jy weet, ons moet dit nie najaag nie. Ons is nou nie meer, ons burgerskap is eintlik in die hemel. Net wees. Dis hy. Dis eintlik so eenvoudig. Kom ons wees. Kom ons wees bome wat by 'n waterstroom geplant is. Dis vir my pragtig hoor. Estie, ek moet nou net sê, die video wat jy geskiet het van die deur is iets asemrowend mooi. En luisteraars, Estie was so goedhartig teenoor ons. Dat sy ingestem het dat ons hierdie praglied op die lig vir julle kan speel. So, Hendrik, ek dink ons moet dit miskien op hierdie punt insit. Niemand weet waar die wind ons neem nie, en hoe woorde 'n ewigheid saam kan bind nie. Maar jy het die rukwind in my stil kom maak. Langs jou wil ek sit, ek het huis gevind. Jy maak vir my die deur oop, wees vir my 'n huis. Die son se eerste geel voor die donker maan verskyn. Jy gee vir my jou oggend, gee vir my jou aand, en al die woorde wat tussenin verdwaal. Ek weet nie waar jy die wolke wentel nie, en waarom trane in my binnekamer kom stort nie. Maar as jy langs my sit, sal die son die swart insluk, en môre nuwe drome bring. Ek maak vir jou die deur oop, wees vir jou 'n huis. Die son se eerste geel voor die donker maan verskyn. Ek gee vir jou my oggend, en ek gee vir jou my aand, en al die woorde wat tussenin verdwaal. Want op my dak val die reën wat ek vir jou opvang, wat ons saam
vir die woorde sonder naam. Ek maak vir jou die deur oop, wees vir jou 'n huis. Die son se eerste geel, voor die donker maan verskyn. Ek gee vir jou my oggend, ek gee vir jou my aand. En al die woorde wat tussenin verdwaal, ek maak vir jou die deur oop, wees vir jou 'n huis. Die son se eerste geel, voor die donker maan verskyn. Ek gee vir jou my oggend, ek gee vir jou my aand. En al die woorde wat net ek en jy verstaan. Niemand weet waar die wind ons neem nie, maar neem my saam, want ek het huis in jou gevind. Ek skets net vir ons 'n bietjie die agtergrond van die deur, want jy het dit in 'n sonneblomland gaan skiet vir film, liewer moet ek sê. Ja, en dit was nou nogal 'n storie gewees. Ek het die sonneblomlande hier in Pretoria se omgewing of verder is nou nie iets wat werklik hier is nie. En my kerel het verby die sonneblomvelde gery met sy motor en hy het gesê, "Wel, wat van die sonneblomme, want hy het geweet is my ma se gunsteling blomme." Ja. Toe sê ek, "Maar hoekom ons nou is nou 'n storie, ons weet nie, hy het net verby die sonneblomme gery, waar is die plaas, wie is die mense, hoe kom jy nou daarin, daar uit?" Op einde van die dag het ek iemand gebel en gevra, "Kan jy nie in die gemeenskap vra vir die boere, waar is die naaste sonneblomveld nie?" En ons kom toe by hierdie lieflike boeregesin uit met die groothartigste gasvryheid en sê ons kan kom, maar die sonneblomme se koppe gaan nie meer lank hou nie en ek weet nie hoe julle gaan die video geskiet kry nie, want dit was in daardie tyd waar dit net gereën het en is bewolk en maar die tyd is beperk en die videograaf is net beskikbaar daai tyd en die dag wat ons die musiekvideo gaan skiet, die dag voor die tyd sê ek, maar ek weet nie of ons moet voortgaan of wat gaan ons doen nie, want dit sous. En toe besluit ons wel, ons gaan. Ons het nou alles gereël. Ek het 'n deur gekry wonderbaarlik op 'n manier. 'n deur, 'n los deur. 'n los deur, want dit het ons op die laaste nippertjie gekry en my sussie het 'n kontak gehad en daar het ons die deur ook gaan oplaai. En ons het my bank uit die huis gevat en alles wat ons het. En terwyl ons so ry na hierdie sonneblomlande toe, is dit ook net bewolk en dit reën en ons My. nou maar goed. Toe dog jy seker dit is nou tot daarna toe. Ja, hoekom nou Here asseblief? Ja. Ek wil nou nie so selfsugtig wees om te sê laat dit ophou reën nie, want dit sal baie verkeerd wees. Maar ons sal net graag hierdie musiekvideo wil skiet. En ag dit was seker 'n halfuur wat ons saam met die gesin om hulle kombuistafel koffie gedrink het. En toe trek die wolke wonderbaarlik oop. Ag, fantasties. Met hierdie blou lig wat waarteen die sonneblomme kan jy weet geëts wees in hierdie blou lig en ek het my rooi baadjie aan en ons is in die sonneblomland en my sussie uit Nieu-Seeland is ook daar. Ag, fantasties. En die span en almal daarbey betrokke en dit is toe ons nou net gesê het, onthou net, ry al reën dit. Ek hou van daai ding. Al lyk die omstandighede asof dit net gaan reën. Ja. Ry in geloof, gaan doen wat jy moet gaan doen. Ja. En kyk net hoe mooi. Kyk net hoe mooi die lig oopgetrek vir daai oomblik. En dit laat my dink aan Moses wat sy voete in die water moes sit, nê. En toe gaan dit oop, toe kom die pad. En die bewolktheid wat ons gehad het en die oop lig het alles bygedra tot die atmosfeer van die musiekvideo. Dit is fantasties. So ek is baie dankbaar. Ekskuus. Julle moet gaan kyk na daardie video. Dit is op YouTube, nê. Dit is ja. Ag nee, dit is net super inspirerend. Hoendervleis mooi. Jy het vele hoogtepunte in jou loopbaan. Maar ek moet nou bieg, ek het afgekom op 'n geweldige interessante storie. Jy het 'n onderhoud gevoer met 'n jong dame wat Russies is. Sy praat nie Engels nie en jy praat nie Russies nie. Hoe op aarde het jy dit gedoen? Dit is 'n onderhoud wat oor my pad gekom het letterlik. My kollega Heinrich Marnitz het my vertel
van hierdie dame en Wessel Oosthuizen, 'n bekende fotograaf, is toe nou al lank bevriend gewees met hierdie Russiese student Regina Parpiva en haar ma Gulnara wat toe nou saamkom vir die onderhoud. En die idee was dat Wessel dan nou hoofsaaklik die storie sou vertel van Regina. Maar ons sal nou die tegnologie gebruik om met haar te kan kommunikeer, want Regina is blind en haar ma begelei haar ook en sy verstaan nie 'n woord Engels nie, ons het nie Afrikaans nie. Ja. So hoe gaan ons nou met mekaar kommunikeer? En dit was 'n baie tydsame proses. Want dit ons nou 'n vertaling gebruik, elektroniese vertaling Google Translate en dan sê ek nou in Engels iets vir Google Translate en sê dit terug vir Regina en Regina sê toe nee, Afrikaans werk beter met Google Translate. Sê dit en dan sal ons dit so oorvertaal en dan wag ek nou vir haar weergawe wat in Russies oorvertaal word en dan is daar partykeer misverstande, dan moet ons net seker maak ons is op dieselfde bladsy en dit was 'n lang onderhoud en daar was vir my groot les te leer. Omdat ons deurgedruk het in hierdie proses. Mens kon nie ongeduld, mens kon nie ongemak, mens kon nie frustrasie, al daai goed kon mens ook half voel van partye soos van, maar ons wil net hierdie gesprek voltooi kry. Ja. Maar hierdie gesprek kan nie net voltooi word nie. Wat dit van jou gaan verg, is om te luister. Wat dit van jou gaan verg, is om geduld te hê vir mekaar. Om by mekaar se harte en by mekaar se stories uit te kom. En dit is toe die mooiste stories wat sy haar hart kan deel. Maar dit verg van jou om te sit en bereid te wees om te luister verby al hierdie vertalings en sal ek mens sê geraas tussen ons wat kommunikasie moeilik maak. En daaruit het daar toe nou 'n baie geseënde onderhoud gekom. En dis ook 'n les gewees. Daardie geduld wat 'n mens moet hê om na mekaar te luister en mekaar so te respekteer. Om te sê dit gaan ekstra moeite verg. Ek kan nie vir jou handgebare gee nie, jy is blind. Ek kan nie met jou regtig gesels nie, want ons het nie taal nie. Maar hier is ten minste tegnologie wat ons nader aan mekaar kan bring, sodat ons mekaar kan hoor. Ek hou daarvan, jy weet, want dit is ook 'n goeie bewys van die positiewe aspek van die tegnologie wat ons vandag het. Nie alles is positief wat daar buite beskikbaar is. Maar in so, veral in so 'n geval, dit is absoluut ongelooflik. Estie, as ons kyk na musiek, en die invloed wat dit het op die menslike siege en gees natuurlik. Wat beteken musiek vir jou in jou lewe? Musiek, dink ek, is 'n instrument van heling en gewaarwording. Daar is baie aspekte van die lewe wat onverklaarbaar is, emosionele landskappe wat moeilik is om uit te druk in woorde. En musiek is amper vir my daardie middel wat vir ons gegee is om gevoelens te verklank. Wat is mooi gesê, 'n gevoel te verklank. Ja, dis absoluut wat dit is. Wat jy die gevoel kan verklank en op daardie manier dit kommunikeer. Want die musiek kom vir my dikwels voor die woorde. En partykeer gaan sit ek net voor my klavier en speel. Met geen rede hoegenaamd nie. Net vir die gevoel om geuit te word, uiting te gee aan die gevoel. Dit is baie interessant wat jy nou gesê het. So met ander woorde, wanneer jy skep, dan kry jy eers die melodie, of die melodie kom by jou op. Wel, meerendeels, die grootste deel. Partykeer kom 'n liriek eerste of so, maar die wonder van musiek, en ek dink dit is waarom klassieke komponiste soos Beethoven baie aansien gehad het. Hulle is amper verhewe bo die mens, want daar is ook hierdie filosofie gewees dat hulle transcendentaal toegang het en vir mense amper van die gode af die musiek bring. En ek dink dis waar daardie idee vandaan kom. Dit wat ons nie kan verwoord nie, kan baie keer deur musiek in hierdie wêreld realiseer. Want ons weet nie alles nie.
Ons weet beslis nie alles nie. Ons weet beslis nie alles nie. Ek het nou die dag vreeslike interessante gesprek gehad met 'n dame oor Alzheimer's en demensie. En midde in die gesprek beland ons ook by onderwerp van musiek. En Oliver Sacks het blykbaar 'n boek geskryf juis oor die absolute positiewe effek wat musiek het op geheue. Ja. En natuurlik, ek meen musiekterapie en die invloed wat dit het op kinders en elke liewe mens, maar jy met die besondere gawe wat die Here vir jou gee, het daai toegang met elke lied. Ek wil amper sê dit word gedownload vanuit die hemel in jou hart en in jou hand, in jou pen. En dit bereik mense se harte elke keer wat hulle luister daarna. Dankie Anina, soos ek sê, dit is hoe mense my musiek ervaar, is absoluut iets wat ek vir die Here oorgee, as ek klaar is met 'n produk. Hoe mens hoor dit. En ek sit nie noodwendig baie druk op my, dat dit vir die persoon wat daarna luister dieselfde moet beteken as wat dit vir my beteken nie. Ja. Dit is waar die kunste vir my baie belangrik is. Laat dit jou ontmoet op die plek waar jy is. Ja. Jy het 'n pragtige lied ook geskryf, Hemelruim. Ja, Hemelruim het ek 'n hele paar jaar terug vrygestel saam met Len Miller. Hom gevra om saam met my te sing en ek dink regtig dit was vir my ook 'n baie leersame proses. Ja. En 'n voorreg want hy skryf verskriklike mooi musiek en ook musiek met hart. Ja. Ek het net gedink ons gaan regtig goed kan saamwerk. Ja, ek hou vreeslik van die kombinasie van julle twee. Dankie. Ja, dit is regtig pragtig. Here, ek wil U sien. Here, ek wil nader aan U. U genade is vir my genoeg. En U seën my altyd in oorvloed. Ek wil U roem, ek wil in U teenwoordigheid gedei. U weerhou nooit U hart van my. Ek wil U roem, ek wil in U teenwoordigheid gedei. U weerhou nooit U hart van my. U stem weer klink in my hart, in my oë, in my siel en my hele verstand. U stem weer klink in my hart, in my oë, in my siel en my hele verstand. Here, ek wil U ken. Here, ek soek na U stem. U gaan my altyd vooruit en maak my paie gelyk. Ek wil U roem, ek wil in U teenwoordigheid gedei. U weerhou nooit U hart van my. Ek wil U roem, ek wil in U teenwoordigheid gedei. U weerhou nooit U hart van my. U stem weer klink in my hart, in my oë, in my siel en my hele verstand. U stem weer klink in my hart, in my oë, in my siel en my hele verstand. Ek wil U roep, ek wil U soek, ek wil U naam bo alles prys. Ek wil U loof, U liefde besing en vir ewig saam met U my lewe deurbring. Ek wil U roem, ek wil in U teenwoordigheid gedei. U weerhou nooit U hart van my. Ek wil U roem, ek wil in U teenwoordigheid gedei. U weerhou nooit U hart van my. U stem weer klink in my hart, in my oë, in my siel en my hele verstand. U stem weer klink in my hart, in my oë, in my siel en my hele verstand. Here, ek wil U sien. U genade is vir my genoeg. Jy sê ek sal die hele dag hier met jou sit en gesels hoor. Ek sal al jou kennis uit jou uitrafel. Twee laaste vrae voor ons by die afsluiting kom. Jy is hoeveel jare in die uitsaaiwese? Ek wil dit die uitsaaiwese noem. Wat sou jy sê is die kwaliteite wat 'n volronde omroeper
moet nastreef? Ek dink respek vir die medium is eerste die belangrikste ding. Wanneer jy agter die mikrofoon inskuif, weet net dit is 'n instrument wat 'n impak op die persoon aan die ander kant kan hê. Jy moet die mikrofoon respekteer. Wees voorbereid wanneer jy opdaag. En doen dit omdat dit werklik waar jou passie is en vir geen ander rede nie. Ek hou daarvan. Jou toekomsplanne, wat lê voor? Is daar dinge wat jy met ons kan deel? Asseblief doen dit. Ja, daar is volgende lied wat bekendgestel gaan word nou binnekort in 'n maand of 2 se tyd. Fantasties. En dan is daar ook fokus wat ek nou verskuif dat ek nog steeds betrokke gaan wees by die uitsaalwese, maar ek gaan ook meer fokus op my sangloopbaan. Dit klink goed. Ek gaan meer beskikbaar wees vir optredes en so meer. So mense is baie welkom om my webtuiste te gaan besoek, stcross.com. Ja. .com. En daar sal hulle my kan bespreek en so meer. So ek wil meer sing, ek gaan Sondag meer beskikbaar wees. Dis wonderlik. En So meer jy kan fokus. bespreek word vir nie net om te mense toe te spreek nie, maar ook om te sing. Ja, wat ek graag doen is ek wanneer ek optree, is dit gewoonlik 'n praatjie met musiek. Want ek hou nie daarvan om net te praat die hele tyd nie. So is my baie lekker om my program in te kleer en te praat oor hoe jou klanklandskap klink. Ek praat oor die verhouding wat jy het met jou stem. En dan het ek ook 'n groot liefde vir volksliedjies. So daar is daardie aspek wat mens ook se verskillende program wat ek aanbied. Maar ja, ek wil toenemend sing en by my skryfwerk uitkom. So dit is nou die wending wat ek nog steeds baie betrokke is by uitsaai, maar daardie ruimte skep vir stil word, skryf en sing ook. Ons sal beslis van daai webtuis as 'n adres gebruik maak. Definitief in die toekoms. Jou gunsteling gereg in hierdie koue winterweer, wat is dit? Indiese kos. Ek dink ek moet gaan met 'n korma of 'n Indiese kos, 'n lekker biryani of so is vir my nog vorentoe. Maar nou maak jy my honger as nog wat ek aan kan dink. Dit is winter. Wil jy nog kos praat? Absoluut hoor. Ek het die lekkerste lensie resop resep gekry by 'n vriendin van my wat woon in Koekenaap. Ja, nou maar dan kom hy nou van ver af. En hierdie vriendin lê lê baie na aan my hart. Ek gaan daai resep met jou deel want hy lyk lieflik. So hierdie komende naweek gaan ek hom implementeer. Ek wil weet. Hy lê nou al 'n week in my foon en wag. Wat klink lekker. So 'n winterresep. Dis die vreeslik baie dankie vir jou tyd. As jy 'n geliefde skrifgedeelte mee wil afsluit, wat sal dit wees? Ek dink 'n een skrifgedeelte wat my hele lewe lank kan besig hou is om mense lief te hê soos wat God jou liefhet. Jy moet die Here jou God lief hê, jou naaste en jouself. Ek weet ek het dit nou nie verbatim aangehaal uit die skrif uit nie, maar ek dink ons fokus so min op die opdrag wat die Here ook gegee het vir ons om onsself lief te hê. Waar, baie waar. Om genade met onsself te hê. Ja. En so gaan jy meer genade kan toon teenoor jou naaste. Ja. Soos met mekaar lief hê, want hierdie wêreld is stormagtig. En saam kan ons regtig waar die lig wees vir die Here, maar net deur sy genade en krag. Ons luister nou na Esdie se spesiale lied Deur die storm. Ek sal aanhou sing. U is daar van altyd af, die berge is hoog en styl. Ek hou aan klim met voete van klei, U is hier by my. Ons sal aanhou loop, deur die storm kom. In U is die lewe, is die lig vir al die mense. Ons sal aanhou glo, Jesus sal weer kom.
skilphart, 'n vleishart vol genade. Ek lê nou al my drome, vra en vrese by u voete. U is daar van altyd af, die berg is hoog en steil. Ek hou aan klim met voete van klei, u is hier by my. Sizohamba siletokanya, sinqobe ubunyama. Uyazi sizophumelela, siletokanya. Wat die storm maak, was my vraag as kind. Dis maar net te gejaag, na bewind, even tsunamies. Wat ons in ons strate vind, ons ging ami. In plaas van dit, maak skool in die water in jou oorkanaal. Om te hoor, dan gloos wat geloof bepaal. Ek kom binnekort met 'n grote skaal, om te kyk wat de krag jou woorde dra. Ons aanhou loop, deur die storm kom. En hier is die lewe, is die lig vir al die mense. Ons aanhou glo, Jesus sal weer kom. Die lig skyn in die duisternis, die het die dood oorwin. Ons aanhou loop, deur die storm kom. En hier is die lewe, is die lig vir al die mense. Ons aanhou glo, Jesus sal weer kom. Die lig skyn in die duisternis, die het die dood oorwin. Dis maar net 'n test vir jou, die sidestep deur dit soos Cheslin Colby. Ayesa. 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 Ons aanhou loop, deur die storm kom. En hier is die lewe, is die lig vir al die mense. Ons aanhou Laat die kindertjies na my toe kom, want die kinders gaan gebruik word om te spring, waar hulle ouers struikel soms, word soos 'n kind in die koninkryk met hom. Ons aanhou loop, Ons kap aan, deur die storm kom. staan jou man, En hier is die lewe, is die lig vir al die mense. vol in liefde. Ons is 'n maanslag, Jesus sal weer in volle maanslag. Die lig skyn in die duisternis, die het die dood oorwin. Die lig skyn in die duisternis, die het die dood oorwin. Ek hou van dit. Laat ons fokus daarop wees vir die res van hierdie jaar.